Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou vandag. Vir my, Pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan, is dit 'n groot voorreg om weer saam met jou tyd in God se woord te kan spandeer vandag. Nou ek wil vandag sommer begin deur iets baie besonders te noem. Hierdie week merk ons 100 weke van daaglikse oordeenking saam. Dis amper net vir my te crazy om te dink, en intussen het byna amper 5000 mense al ingeteken op hierdie kanaal. Dalk moontlik trek ons vandag op 5000. Ek weet nie, voor die naweek is dit 24 wat ons gekort het, maar ons wil dankie sê vir al die kommentare. Ons kry mense wat ons boodskappe stuur oor hoe die woord hulle bemoedig, hulle lewens verander, en daarvoor wil ek net sê baie dankie. Dankie dat jy saam met ons God se woord ernstig opneem. Maar hoe langer 'n mens saam met die Here stap, hoe meer begin jy eintlik iets ontdek. God is nie net 'n God wat troos nie. Hy is ook 'n Vader wat vorm. Hy is 'n God wat ons lewens vorm sodat ons vrug kan dra. En dit is presies wat ons hierdie week saam gaan ontdek. Wat die Bybel leer vir ons, elke gelowige is nie net gered nie, ons is ook geskep vir 'n baie spesifieke doel. Ons lees byvoorbeeld in Kolossense 1 vers 10. Sodat julle waardig voor die Here kan wandel en hom in alles kan behaag deur vrug te dra in elke goeie werk. Geliefde, sien jy dit? God se hart vir jou lewe is nie dat jy net hemel toe moet gaan nie. God se hart is dat jou lewe vrug sal dra. Paulus kom sê eintlik iets soortgelyks in Efesiërs 2 vers 10. Hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Geliefde, met ander woorde, jy en ek is nie toevallig hier nie. God het reeds werke, roeping en vrug vir jou lewe voorberei. Jesus self kom sê vir ons in Johannes 15 vers 8. Hierin word my Vader verheerlik dat julle baie vrug dra. Geliefde, dit is hoe God verheerlik word, wanneer ons lewens vrug dra. Maar hier is iets wat baie mense nie altyd besef nie. Wanneer vrug begin verdwyn, of wanneer ons begin afdwaal, of wanneer sonde begin groei in ons lewe, dan laat God ons nie net eenvoudig aan ons eie lot oor nie. Nee, hy los ons nie net so nie. Hy is 'n liefdevolle Vader, en daarom gryp hy net soms in. En wanneer God ingryp, noem die Bybel dit tugtiging, dissipline. Dis nie straf nie, dis nie verwerping nie, maar 'n Vader wat eintlik sy kinders of sy kind vorm. En dis presies waarna ons hierdie week gaan kyk. Ons gaan kyk spesifiek na hoe reageer ons reg wanneer God ingryp in ons lewens. Want as ons reg reageer, dan begin ons weer vrug dra. En uiteindelik, dit is wat God vir elkeen vir ons wil hê, 'n lewe wat hom verheerlik. Nou môre gaan ons kyk na 'n belangrike vraag, en daai vraag is, hoe erken ons wanneer God begin ingryp in ons lewens? En ek glo hierdie week se oordeenkings gaan vir baie mense 'n groot hulp wees. Baie dankie ook vir elke persoon wat saam met ons kyk en luister, en asseblief laat weet vir ons gerus van los vir ons 'n kommentaar as jy inskakel, want ons lees dit graag, en dankie dat julle like en share en subscribe en inteken en hierdie ding deel met ander mense. Ons waardeer julle so baie. Maar voor ons môre weer gaan gesels, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir 100 weke van oordeenking saam. So baie dankie vir soveel gemeentes en kerke en geestelike leiers reg oor ons wêreld, wat daagliks, weekliks 'n impak maak in hierdie wêreld, want hulle is lief vir Jesus. En dan wil ons in besonder dankie sê vir ons beleef geloofsgemeenskap, mense wat saam met ons wandel, saam met ons bid en vertrou en ondersteun. Ons loof U vir dit. Ons loof U vir die voorreg wat ons het om te kan doen wat ons doen. Here, hierdie reis en hierdie reeks wat ons nou doen, en die reis van hierdie week, is my gebed dat ons werklik sal inlê in die woord van God en begin raak sien hoe dit lyk wanneer God besig raak in ons lewens, en spesifiek wanneer God begin tugtig en begin dissiplineer. Here, mag ons as gelowiges hierdie week sien hoe U werklik met ons werk, en dat ons sal leer hoe om reg te reageer. Ons loof U, ons eer U, en ons sê dankie vir die besonderse liefde. Ons bid dit alles in die mooi, kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.